Ek groet jou in die wonderlike naam van Jesus Christus. Hierdie is dan lesing 5, die tweede gedeelte in ons reeks van die vrug van die Gees hier by Ligpunt. Ons het by die woordskool lesing 5 as een lesing in die klas gedoen, maar dit is te groot op die PowerPoint aanbiedings as ons video en klank bysit. So daarom het ons dan lesing 5 ook soos lesing 4 in 2 dele gedeel. Hierdie tweede gedeelte is dan die laaste van die 9 eienskappe van die vrug van die Gees. Ons doen eienskap 8 en 9, wat selfbeheersing, sagmoedigheid en selfbeheersing is. In lesing 5 deel 1 het ons dan vriendelikheid, goedheid en getrouheid gedoen, as jy dit dalk gemis het. Ek bid dan saam vir ons in die naam van Jesus. Vader, kom loof en prys ons U vir hierdie wonderlike lering uit U skrif, en ek bid dat dit werklik waar vrug in ons lewe sal dra in al die areas. Heilige Gees, dat U alles in ons lewe sal verwyder wat nie van U is nie, sodat U net deur ons sal vloei, want ons wil niks mis van wat U is nie. Kom asseblief Gees van God, deur U werking en deur die lewende woord, en maak hierdie lering vir ons oop asseblief, Here, in Jesus naam. Amen en amen. So vrug nommer 8, of eienskap nommer 8 van die vrug van die Gees, is dan sagmoedigheid. Die King James vertaal dit met meekness, die ESV met gentleness, die Grieks is praotes, wat beteken sagtheid uit nederigheid. En weer eens is die Griekse beskrywing vir ons hier so verduidelikend van wat sagmoedigheid is. Met ander woorde, as sagmoedigheid en nederigheid saamloop, beteken dit, sagtheid kom uit baie krag uit, of uit baie mag, of uit 'n groot en 'n sterk posisie uit. Want dit is hoekom jy nederig is. As jy dit nie het nie, het jy mos nie rede om nederig te wees nie. So daarom kan ons sê dat sagtheid is nie uit swakheid nie. Iemand het gesê meekness is not weakness, maar eerder krag wat onder beheer is. En weet jy, dit werk soos 'n wille perd wat jy tem. Daardie perd het verskriklik baie krag. Hy het die vermoë om 'n wa te sleep, of iemand te dra op sy rug, of swaar voorwerpe rond te sleep. Maar daardie perd se krag beteken vir jou niks as dit nie getem is nie. Die oomblik as daardie krag getem is, en daai perd is nederig oor sy krag, hy laat toe dat dit onder jou werking en onder jou beheer is, dan kan jy daardie krag positief aanwend. Maar daai perd moet sagmoedigheid hê om dit te kan doen. Daarom sien ons, sagmoedigheid is nooit selfvernederend of selfverkleinerend nie. As iemand sagmoedigheid vir 'n verskoning gebruik, dat mense hom maar kan verneder, of dat hy homself verkleineer, dan is dit nie sagmoedigheid nie, dan is dit soos hulle in Engels sê, 'n victim spirit, dan het jy 'n slagoffergees. En onthou, ons is oorwinnaars in Jesus Christus, ons kan nie 'n slagoffergees hê nie, ons kan nie 'n victim spirit hê nie. As dit selfvernederend is, dan sit daai victim spirit wat sê, o arme ek vat nou maar dit wat aan my gedoen word. Dit is glad nie wat sagmoedigheid is nie. Ook nie selfverkleinerend wat vloei uit 'n plek waar 'n persoon nie besef wat is hulle waardigheid in Jesus Christus nie. Met ander woorde, jy gaan nie sagmoedig wees ter wille daarvan om jouself af te breek nie. Nee, eerder is ware nederigheid juis dat jy weet wie jy is in Jesus Christus. En Efesiërs 4 vers 2 sê vir ons dan baie mooi, dat nederigheid en sagmoedigheid werk saam in 'n kombinasie. En Matteus 11 vers 28 verduidelik die Here Jesus dit so mooi. Hy sê, kom na my toe. Met ander woorde, hierdie kragtige groot seun van God.
Kom na my toe almal wat vermoeid en belas is. Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek, die Here Jesus, is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. In sagmoedigheid is daar rus vir ons siele. Die volgende punte is vir my belangrik. Nommer 1, dis die sagmoedigheid van Jesus Christus. Met ander woorde, dit waarin jou boom gewortel is, waaruit jy gaan vrug dra. Hierdie vrug van die gees van sagmoedigheid kom vanuit die karakter van Jesus Christus, nie vanuit ons swakheid, van ons menslikheid nie. Partykeer gebruik ons sagmoedigheid as 'n verskoning, omdat ons, vergewe my Engels, jy het nie guts nie, jy het nie ruggraat nie, jy wil nie iemand met die waarheid konfronteer in liefde nie, en nou gebruik jy sagmoedigheid as 'n verskoning om nie op te tree nie, of as 'n verskoning om maar in sonde te bly, en nou sê jy, ag, jy doen nou maar hierdie sonde saam met iemand, want jy moet sagmoedigheid teenoor hom of haar betoon, en dan is dit glad nie wat die vrug van die gees is in terme van een van die karaktereienskappe van die Heilige Gees nie. 2 Korintiërs 10 vers 1 sê vir ons so duidelik dat hierdie sagmoedigheid is en vriendelikheid. Sien julle hoe mooi loop sagmoedigheid, vriendelikheid, julle sal sien, onthou julle, ek het vir julle gesê, die vrug van die gees, hierdie karaktereienskappe, is eintlik 'n eenheid. Ons kan nie een van hulle uithaal nie, hulle funksioneer in 'n eenheid saam, né? En hier sien ons hoe sagmoedigheid, vriendelikheid, en ons kan hierby ook aansit liefde ensovoorts, hoe dit saam funksioneer. So, ons het nou liefde of vriendelikheid in die vorige deel van lesing 5 gedoen, en daardie vriendelikheid wat nou op jou gesig wys, manifesteer in jou sagmoedigheid, wat dan uit dit uitvloei. En dit is wat die Here Jesus gehad het. Daarom sê Efesiërs 4 vers 2, verdra mekaar in alle nederigheid en in alle sagmoedigheid. En ons moet hier die prentjie kry van Jesus Christus aan die kruis en met mense. Hy was hierdie kragtige seun van God. Hy het die mag gehad aan die kruis om legioene van engele af te roep. En hierdie mense wat besig was om hom te kruisig en om hom te martel, kon hy in een woord verwoes het. Maar hy het sagmoedigheid betoon. Daarom is sagmoedigheid krag onder beheer. En jy sal baie keer sien, dit werk soos hondjies. Julle weet hoe kleiner 'n hondjie is. Daai klein brakkies. Veral ek het 'n Jack Russelltjie. Sy's glad nie sagmoedig nie. Sy's snipperig, sy's uitdagend en sy soek gedurig moeilikheid met almal. Want sy's eintlik klein en onseker in haarself. Waar partykeer dan kry jy hierdie ou reuse Greydyn en dan het hy hierdie sagte hart. Want hy is bewus van sy krag. Hy het nie 'n onsekerheid oor wie hy is nie. En daarom kan hy sagmoedig wees, want hy het sekerheid van wat sy vermoëns is. En as ons dit kan verstaan, maak sagmoedigheid vir ons meer sin. Sagmoedigheid is nie swakheid nie, sagmoedigheid is krag onder beheer. En daarom punt 2, jy kies dit en jy beklee jou daarmee. Jy trek dit aan soos 'n kledingstuk. Dis 'n doelbewuste keuse. Dis nie iets wat van self uit jou vlees uit gaan vloei nie. Want waar gaan jy sagmoedigheid nodig hê? Jy gaan dit juis in situasies nodig hê, waar jy kwaad is, waar iemand besig is met onreg, en waar jy eerder met hardheid kon opgetree het, selfs met woede. En daarom is sagmoedigheid 'n doelbewuste keuse. Dit is soos 'n elektriesien wat doelbewus 'n transformeerder, in Engels sê hulle 'n transformer kom insit, sodat daai verskriklike sterk krag wat met die lyne saamkom, deur daai transformer kan kom en dan ingeperk word, sodat dit in 'n minder kragtige manier binne in 'n huis of waar ook al kan uitkom. Anders as daai krag nie onder beheer was nie, dan sou dit daai hele plek verwoes het. So jy
kies om jou daarmee te beklee. Dit gaan nie van self gebeur nie. Kolossense 3 vers 2 sê dit baie duidelik vir ons, beklee julle dan, en dan noem hy 'n hele lys, en hierby is ook die ander karaktereienskappe van die vrug van die Gees ingesluit, maar in hierdie stukkie gaan jy sien, Kolossense 3 vers 12, dat nederigheid en sagmoedigheid loop ook hier saam. En dan 1 Timoteus 6 vers 1 sê vir jou baie duidelik, jaag na, met ander woorde, gaan soek dit, doen dit doelbewus, hierdie hele lysie, maar dan ook lydsaamheid en sagmoedigheid. Dit gebeur nie van self nie, dit is 'n keuse. Baie keer sal mense kom, en dan sal hulle vir my sê, ag man, dis nie my geaardheid nie. Ek is nie 'n sagmoedige mens, dis nie my geaardheid nie. Geaardheid, persoonlikheid het niks daarmee te doen nie. Dis 'n keuse om gehoorsaam te wees aan die karakter van Jesus Christus. Dan punt 3 en 4, hier onder sagmoedigheid. Nommer 3, getrouheid laat jou eet van die vrug van die Gees, maar sagmoedigheid laat ander eet van jou vrug. Is dit nie mooi nie? As jy getrou is in die vrug van die Gees, getrouheid wat ons nou gedoen het onder die vorige punt, as jy getrou is, dan eet jy tot op die einde die vrug van die Gees. Natuurlik indirek ander deur jou ook. Maar sagmoedigheid laat ander weer eerste eet van die vrug van jou Gees. En daarna sal jy die vrug daarvan pluk in jou eie lewe ook. Julle kan gerus daar gaan lees in 1 Korintiërs 4:21, 1 Petrus 3:15 en die ander skrifte wat daar op die skerm is. Dan punt 4, sagmoedigheid maak dat jy ontvanklik is vir die woord. Jakobus 1 vers 21 is baie interessant, né? Sonder 'n sagmoedige gees kan ons nie ontvanklik wees vir die woord nie. En as jy op 'n plek is waar jy hard is, het julle al baie keer gesien, jy kry mense wat baie seer gekry het in die lewe, hulle harte is verhard, baie keer deur pyn en hartseer en gebrokenheid. En as jy dan kom en jy sê vir hulle, maar die woord van God sê, en dan haal jy dit aan, dan sal hulle vir jou sê, hulle wil dit nie eers hoor nie. Dit val glad nie in hulle harte nie, want daar's nie 'n gees van sagmoedigheid nie. So sagmoedigheid maak jou ontvanklik vir die woord van die Here. En hier wil ek julle aanraai, as daar dalk 'n stukkie in die Bybel is waarmee julle sukkel, en jy kry dit nie verstaan nie, toets jou hart, is jy in sagmoedigheid. Partykeer is ons in ons eie krag, in plaas van in die krag van Jesus Christus, en dan dink ons het nie hierdie skrif nodig nie, ons het nie nodig om so op te tree nie, ons wil eerder na 'n ander plek toe gaan, dan is jy glad nie ontvanklik vir daai skrif nie, want jy is nie in sagmoedigheid nie. Dan is ons by punt 5, sagmoedigheid neutraliseer woede. Verskoon my honde hier in die agtergrond. Sagmoedigheid neutraliseer woede, Spreuke 5 vers 1, daardie baie bekende skrif wat sê 'n sagte antwoord keer die grimmigheid af, en dit spreek eintlik van self. Die onder punt 6 is die getuienis van sagmoedigheid, is die getuienis van dit wat in jou lewe gebeur het. En baie keer sien ons dat wanneer mense tot bekering gekom het, hulle voor die tyd was hulle harde mense, hulle was geharde manne gewees, en as hulle dan tot bekering gekom het, dan is daar 'n sagmoedige gees om hulle, wat jy dadelik agterkom, dit was nie voorheen daar nie. So sagmoedigheid is 'n getuienis van wat in jou lewe gebeur het. Titus 3 vers 1 sê vir ons, vroeër was ons onverstandig, ongehoorsaam op 'n dwaalweg, verslaaf aan alle begeerlikhede en sinsgenot. Ons het in boosheid en afguns gelewe. Ons was haatlik en gehaat teenoor mekaar. En dan gaan hy aan. Maar nou het dit verander. En dan punt 7 is om sagmoedigheid die vrug van sagmoedigheid te dra, moet dit wys in jou lewe. Dit moet in jou lewenshandel manifesteer. Jakobus 3 vers 13 sê dit vir ons so mooi.
dat wie van julle is wys en verstandig, laat hom dit dan uit sy lewenswandel met sagmoedigheid betoon. So, weer eens kan jy nie kom op 'n plek waar jy sê, o, ek is 'n baie sagmoedige mens. Baie keer sal jy hoor, veral ons ma's, né? Hulle sal vir jou vertel, my kind is 'n vreeslike sagmoedige kind. Maar daar by die skool is dit jou kind wat die riller is, wat soos 'n tiran almal terroriseer. So, sagmoedigheid kan nie net 'n gesindheid in jou hart wees nie. Sagmoedigheid moet manifesteer. Dit help nie jy probeer dit regverdig en jy sê vir mense, ag jy's eintlik 'n baie sagmoedige mens en hulle beleef jou as hard en ongenaakbaar nie. En hier weer eens, ons moet besop, selfs met die bediening van die woord. Baie keer sal mense die woord van die Here op die punte van hulle vingers ken, maar hulle bedien dit in hardheid, hulle bedien dit onder die wet, hulle bedien dit sonder die liefde, hulle bedien dit sonder sagmoedigheid. Dan kan jy maar vergeet in die bediening. Selfs die evangelie, soms moet jy die evangelie in strengheid bedien, maar ander kere moet jy dit in sagtheid, in sagmoedigheid bedien. Anders gaan iemand dit nie vat nie. So sagmoedigheid, 'n kosbare vrug van die Gees, 'n pragtige vrug wat werklik ware getuienis is van wat die Here Jesus dan in ons lewens gedoen het. Dan is ons by ons laaste karaktereienskap van die 9 karaktereienskappe van die vrug van die Gees, met ander woorde ons laaste skyfie van ons prentjie van die narkie wat ons dan nou eet, en dit is selfbeheersing. Nou weer eens in die King James is selfbeheersing vertaal met die Engelse woord temperance, maar dit het 'n baie eng beskrywing. In die ESV self-control, dis so bietjie weier, en dan die Grieks sluit eintlik hier by die ESV se vertaling aan, ekkrateia, en dit beteken beheer van die self. En dit is 'n baie interessante beskrywing, en hier moet ons iets mooi verstaan, voordat ons met die res daarvan aangaan. Die self, in hierdie selfbeheersing, is jou eie unieke karakter. Dis jou persoonlikheid waarmee God jou geskape het. En ons moet weet dat God ons nie geskape het om marionette te wees, soos hulle in Engels sê, puppets on a string nie, maar hy het ons geskape met 'n persoonlikheid, met ander woorde, jouself lê in daai persoonlikheid, want God wil met jou as 'n persoon in verhouding wees. Onthou nou, God is 3 persone in een goddelike natuur in die 3 eenheid. So, selfs die Here na wie se beeld ons geskape is, volgens Genesis 1 vers 26 tot 27, is 3 persone, al is hulle in een goddelike natuur in. En daarom skape die Here ons ook met persoonlikheid. Dis jou self, jou ek, daar waar jou wil lê. Nou, die woord van die Here kom en dan sê Romeine 6 vers 6 vir ons, dat wanneer ons tot wedergeboorte kom, moet ons die ou mens, die kruisig. Met ander woorde, baie keer sê ons moet die eie ek kruisig. Maar as ons nou hierdie skrifte mooi gaan lees, dan sal ons sien Efesiërs 4 vers 22 en Kolossense 3 vers 5 verduidelik in hierdie konteks waar Romeine 6 vers 6 dan sê, kruisig die ou mens, na jou ou mens se vlees. Met ander woorde, die sondes wat jy gedoen het, jou vleeslike begeertes, wat aan jou self gekoppel was. Met ander woorde, jy gaan kruisig nie jou ek nie, jy gaan kruisig jou eie ek, die deel wat jy in jou ek onder jou eie beheer gehad het. Maar jou ek as jou ware self, as jou persoonlikheid, jy gaan kruisig dit nie, want God het jou uniek geskape en dis met hierdie self, met hierdie persoon in jou persoonlikheid, wat hy in 'n verhouding is. Daarom beteken selfbeheersing dus, né, dat jy kies om hierdie beheer van jouself oor te gee
en ondergeskik te stel aan die beheer en die gesag van Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. En weet julle wat wonderlik is daarmee? Ons weet, dis moeilik. Ons vlees kom altyd hier tussenin, want dis 'n geestelike keuse, 'n sielskeuse wat ons gemaak het. En ons vlees word beïnvloed deur die gebroke wêreld rondom ons. En nou kom die Here, God in sy liefde, en 2 Timoteus 1 vers 7 sê, God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Met ander woorde, hy voorsien vir ons die selfbeheersing binne in hom, sodat ons hom kan dien met ons hele lewe. En dit werk amper soos die proppie op 'n botteltjie. En die vrug van selfbeheersing is aan die einde van die 9 eienskappe van die vrug van selfbeheersing. En dit is soos hierdie botteltjie wat 'n proppie het. Selfbeheersing is vir my soos hierdie proppie op die botteltjie. Dat sonder hierdie proppie op die botteltjie gaan hierdie botteltjie nie sy funksie kan verrig nie, want hierdie botteltjie is gemaak om vloeistof binne in te hou en al die stof en die kieme en al die slegte goed aan die buitekant buite te hou. En ons kan hierdie botteltjie as die vrug van die Gees voorstel met die buitekant daarvan is die liefde, die eerste vrug van die 9 eienskap of die eerste eienskap van die vrug van die Gees, en dan eindig dit met selfbeheersing. Dit sit die proppie op al die ander eienskappe van die vrug van die Gees. Jy kan nie een van die vrugte van die Gees dra sonder dat jy selfbeheersing het nie. En 2 Petrus 1 vers 6 sê vir ons so mooi, by die kennis die selfbeheersing, dit word bygevoeg. En so gaan hy aan, die selfbeheersing, die lydsaamheid, en by die lydsaamheid die godsvrug. Dis almal, lydsaamheid is ook deel van die vrugte van die Gees, of die vrug van die Gees. So met ander woorde, hierdie proppie aan die einde van die 9 eienskappe van die vrug van die Gees, op hierdie botteltjie, is dit wat nodig is, wat maak dat ons godsvrug kan dra. Dit maak dat dit moontlik is, dat hierdie water binne in die botteltjie bly, en dat iemand op die ou en die proppie kan afdraai, die water kan drink, en hierdie water daardie persoon kan voed, soos wat ons ook weet, die woord van die Here sê, Jesus is die lewende water. En dis nou presies hier waar die Heilige Gees dan nou inkom. Ons kan dit nie sonder die Heilige Gees doen nie. En dis wat wonderlik is. Ek dink ons almal weet, selfbeheersing is vir ons baie keer 'n uitdaging. Baie keer wil jy jou meer verloor en jy het selfbeheersing nodig. Ander van ons het dit dalk op ander gebiede nodig. Jy het dit dalk nodig om nie daai ekstra koppie koffie te drink nie, of om daai sjokolade maar uit te los liewer. So oral het ons selfbeheersing nodig, sodat ons die vrug van die Gees kan dra. En wat wonderlik is, die Heilige Gees binne in ons is nooit ooit nie in beheer van sy self nie. Want die Heilige Gees is ook, soos wat ons in die vorige reekse gedoen het oor die Heilige Gees. Die Heilige Gees is 'n persoon in die drie eenheid. Maar 1 Johannes 1 vers 5 sê vir ons, in God is daar geen duisternis te vind nie. So die Heilige Gees kan nooit nie in beheer van homself wees nie. Julle weet in Engels sê mens, as jy nie selfbeheersing het nie, as jy byvoorbeeld jou meer verloor het, dan sê jy, you lost self-control. Met ander woorde, jy het beheer oor jouself verloor. En die Heilige Gees kan nooit, he cannot lose his self-control, then he lose himself. Dis onmoontlik, want Heilige Gees is perfek. Die 1 Johannes 1 vers 5 sê, daar's geen duisternis in hom te vind nie. So daarom is die beheer van onsself 'n geskenk uit God. Dis 'n gees wat die Here vir ons gegee het, volgens 2 Timoteus 1 vers 7. En dit is die gees van die Heilige Gees wat dit vir ons binne in ons moontlik maak om in beheer van die self te wees.
Hier is net 3 punte onder selfbeheersing wat vir my belangrik is. Die eerste ene is dan, selfbeheersing is nie uit jouself uit nie. En hier moet ons onderskei tussen selfbeheersing en selfdissipline. Selfdissipline kan jy vir jou aanleer. Selfdissipline is 'n sielspatroon wat jy kan vestig en jy kan jou liggaam daarvolgens dissiplineer om 'n sekere optrede te handhaaf. Maar daardeur wil ek vir jou sê, selfdissipline, 'n hond kan ook selfdissipline hê, daarom is selfbeheersing baie meer as net selfdissipline. Dis 'n geskenk van God. Met ander woorde, dis uit die Heilige Gees uit. En daarom sal die Heilige Gees altyd en in alle omstandighede in beheer wees. Met ander woorde, dis 'n dissipline wat dan kom deur die Heilige Gees wat binne in ons bly. Hierdie dissipline is nie in ons vlees gewortel nie. Waar selfdissipline is in jou vlees gewortel, maar selfbeheersing is in jou gees gewortel. Dis 'n baie belangrike onderskeid. Dan punt 2, ook is die selfbeheersing is nie die beheer van ander nie. Dis beheer van jouself. Jy kan nie vir ander mense hulle selfbeheersing wees nie. Met ander woorde, die oomblik as jy mense se selfbeheersing vir hulle wil wees, dan skuif jy in die plek van die Heilige Gees in hulle lewe in, en jy begin hulle beheer van die vlees af, waar die Heilige Gees beheer iemand vanuit sy gees. Dan gaan jy oor in 'n gees van manipulasie. En dit is 'n baie slegte plek om te wees. En hierdie beheer van die self, as jy fokus op jouself en nie op ander nie, dan gaan jy selfweerhouding kry in elke area van jou lewe. En nie net 'n negatiewe goed nie. So, selfbeheersing gaan nie net werk oor in goed so sê net maar die sjokolade wat jy eet wat verkeerd is nie. Selfbeheersing gaan ook jou op 'n plek bring waar jy byvoorbeeld wag op die tydsberekening van die Here. Partykeer sien 'n mens byvoorbeeld iemand is nie wedergebore nie en jy wil net eenvoudig instorm om die Bybel oor die kop slaan en vir hom sê neem nou die Here Jesus aan. Of jy wil hom nou storm en jy wil nou vir hom sê hy moet hom nou laat doop. Maar dan sal jy die selfbeheersing aan die dag lê om te wag vir God se tydsberekening. Met ander woorde, jy gaan selfbeheersing hê in beide positiewe en negatiewe goed. Selfweerhouding is weer eens bietjie anders, dit funksioneer in die area van veral negatiewe goed, né? Maar selfbeheersing van die gees werk egter, daarom moet ons dit weet, nie sonder jou eie wilsbesluit of jou eie keuse nie. Dis met ander woorde 'n geestelike instelling, dis 'n mindset. Onthou julle, here in die begin van die reeks het ek vir julle gesê, die 9 eienskappe van die vrug van die gees is 'n geestelike instelling, dis 'n attitude, dis 'n mindset in jou kop wat gaan manifesteer in jou optrede na buite. Met ander woorde, vir daardie geestelike instelling, daardie mindset in jou kop, moet jy 'n keuse maak dat dit jou instelling gaan wees. So selfbeheersing, al is dit 'n geskenk, 2 Timoteus 1:7, van die Here, gaan dit nie werk sonder jou eie wilsbesluit nie. En uit hierdie geestelike instelling in jou kop, gaan jou optrede uitvloei, wat 'n korresponderende effek gaan hê. As jou geestelike instelling negatief is, gaan dit wat in jou lewe gebeur ook negatief wees. So daarom sê 1 Korintiërs 9 vers 24, dat jy jou dan kan onthou van alles. Onthou beteken eintlik dan weerhou, selfweerhouding kan hê van al hierdie negatiewe goed. Jy is dan soos iemand wat 'n wedstryd, wat wedloop hardloop en hierdie wedloop dan kan klaarmaak. En hier is die verskil, dat ons sien as ons 'n wedloop hardloop, ek gaan afsluit daarmee,
dan maak getrouheid dat jy by die eindstreep in die wedloop kan uitkom. Maar selfbeheersing maak dat jy jou kan voorberei vir die wedstryd. Met ander woorde, selfbeheersing bring jou op die plek waar jy elke oggend opstaan om te gaan oefen, sodat jy op die dag van die wedloop fiks genoeg is. En dan op die dag van die wedloop maak selfbeheersing dat jy bly binne die reëls van die wedloop, sodat jy by die eindstreep kan uitkom. So getrouheid bring jou by die eindstreep, dit maak dat jy dit voltooi, dat jy die wedloop voltooi, maar selfbeheersing maak dat jy die voorbereidingspad, hierdie hele journey om aan 'n wedloop te kon deelneem, doen. En dit is hoekom selfbeheersing vir my soos die propie op die bottel is. Al die 9 eienskappe van die vrug van die Gees is hierdie journey, hierdie reis wat ons het om vrug te dra deur ons hele lewe lank. Maar selfbeheersing sit die propie op die bottel sodat dit bruikbaar is in ons lewens. Ek het dan so bietjie oorvleuel in die vorige skyfie. Getrouheid het ek dan reeds bespreek. Punt 3, getrouheid laat jou die wenstreep bereik, selfbeheersing laat jou aanhou oefen vir die wedloop en jou binne in die reëls laat bly om die wedloop dan te voltooi. Dan onder punt 4, en dis baie belangrik, sonder selfbeheersing ontstaan koppigheid en wederstrewigheid en rebellie. Gaan lees gerus Deuteronomium 21 vers 18 tot 21 die lering oor die wederstrewige seun. En dit is die verskil tussen om in binne of buite beheer te wees van jouself. As ons Markus 5 lees, dan sien ons die besetene van Gadara het die demone beheer van hom oorgeneem. Hy was demonies beset, soos wat ons dan nou sê in bevrydingsterme. En wat hier gebeur is in die okkulte, jouself, soos wat God jou ontwerp het om jouself ondergeskik te stel aan die Here Jesus en aan die werking van die Heilige Gees in jou lewe, met ander woorde onderdanigheid en gehoorsaamheid aan God se woord, sal ons sien presies die teenoorgestelde bestaan in die okkulte. Hulle stel hulle self onderdanig aan die werking van 'n bose gees. Met ander woorde, hulle self word dan beheer deur daardie bose gees. Want die kapasiteit, die ontwerp van die mens bly dieselfde binne in hom, en God het jou geskape met die vermoë om jouself ondergeskik te stel aan geestelike werking. En wanneer jy dit dan ondergeskik stel aan demoniese geestelike werking, dan kry jy op 'n plek waar mense so diep in die okkulte gaan, dat hulle dan glad nie meer beheer het van hulle self nie, en daai demoon dan deur hulle werk, en daai demoon dan manifesteer. En dit is wat ons sien in Markus 5 gebeur het met die besetene van Gadara. En hy was so sterk en hy was so kragtig, niemand kon hom beheer nie. Maar die oomblik toe die Here Jesus daar stop en hy klim van die boot af, was die besetene van Gadara onmiddellik aan hierdie goddelike gesag van die Here Jesus onderdanig, en het hy dit nie uitgedaag nie. Inteendeel, hy het hierdie gesag gevrees, en hierdie demone binne in hom het nie gemaak wat hulle wil nie, hulle het toestemming by die Here Jesus gevra om dan eerder in die varke in te vaar. So, daarom sien ons dat selfbeheersing is om te verklaar in jou lewe dat Jesus in beheer is van jou lewe. En daardeur is jy in verhouding met die Heilige Gees wat vrug dra deur jou. Wederstrewigheid en koppigheid doen presies die teenoorgestelde. En as jy aan mekaar kies, onthou nou ek het vir julle gesê, dis 'n keuse om jouself ondergeskik aan Jesus Christus te stel. Dis 'n keuse om selfbeheersing toe te pas. Alhoewel die Here vir ons die gees van selfbeheersing gegee het, moet jy kies om jou daaraan ondergeskik te stel.
En dit is die probleem. As mense aanhou om die teenoorgestelde te doen, sal die Here kom op 'n plek, gaan lees gerus Romeine 1 vers 18 tot 23, waar hy die mens dan sal oorgee aan sy sondige self. En daar glad nie meer 'n plek sal wees waar die Here deur sy gees aan mekaar aan die hart van daardie mense deurkom klop om hom te oortuig om hierdie optrede te laat staan nie. En die mens sal dan oorgegee word aan sy sondige natuur, totdat hy op 'n plek is waar dinge so sleg sal gaan, dat hulle in desperaatheid na die Here sal begin soek. En dan sal die Here hulle antwoord, as hulle opreg is en bereid is om hulle gees ondergeskik te stel aan die Here. So selfbeheersing is dan in opsomming die beheer van die self, en sonder selfbeheersing kan al die ander karaktereienskappe nie funksioneer nie. Daarom is dit dan die laaste een, die punt aan die einde van die sin, die proppie op die bottel in hierdie 9 eienskappe van die vrug van die Heilige Gees. Daar's soveel meer om hieroor te lees en na te gaan kyk. Dis 'n heerlike, wonderlike onderwerp. Soos ek by die vorige geleentheid ook al vir julle gesê het, vir my is die wonderlike in die troos daarin, dat ek weet, as ek gefokus is op my verhouding met die Heilige Gees, sal die Heilige Gees binne in my die vrug dra. En as ons gefokus is op onsself en ons menslike vermoë om vrug van die Gees te dra, kry ons dit glad nie reg nie. En dis die wonderlike, dis die God van liefde wat ons dien, dat hy deur sy seun vir ons die prys betaal het om die vrug van die Gees te kan dra, en deur sy Gees die vermoë gegee het binne in ons om dit te dra. Ons moet net daardie wilsbesluit neem om ons daaraan ondergeskik te stel. So dit is dan die 9 vrugte van die Gees. In lesing 6 wat dan gaan volg, gaan ons dan ons laaste lesing doen in hierdie reeks, wat ons dan gaan kyk, hoe kan ons dan die vrug van die Gees in ons lewe onderhou, en hoe kan ons voortgaan om dit te bly ontwikkel. Dis nie iets wat staties is, en ons het dit nou een keer bereik, en nooit weer gaan ons daarmee sukkel nie. Nee, ons moet dit soos 'n vrugteboom, ek reeds vir julle gesê het, mooi versorg, dit moet gesnoei word, dit moet kos gegee word, dit moet water gegee word, ensovoorts, en dis waarna ons gaan kyk in die laaste lesing. So in die naam van Jesus seën ek dan elkeen, mag hierdie lering groot vrug in julle lewe dra. In Jesus naam, amen.